Hoe gaan dit met die veilings? Nee, dit gaan baie goed op die oomblik. Pryse was maar onder druk gewees so rukkie terug, maar hy het hom nou lekker mooi herstel, jy weet, vet goed op die oomblik, jy weet, slag goed, baie duur, en dan jou speenkalfprys ook 'n bietjie opgetel wat goed is. Nou wat het jou laat besluit om basies dit te doen wat het jou laat besluit om, hoorie maar, ek gaan nou eindig hierso, ek gaan nou help met veilings en hoe dit gekom? Ag, ek het maar op 'n plaas groot geword en ek is baie lief vir die vee. Ek is nie so lief vir die saaiery nie, weet, en toe daar nou 'n geleentheid kom om by BKB te werk, toe het ek dit aangegryp bees en ek like dit regtig baie kwas. Ja, en maar wat is vir jou lekker van dit? Ag, ek dink is die mense, jy weet, jy's elke dag in 'n ander omgewing of in 'n ander dorp of so, en natuurlik die mense by die veiling en jy werk met diere, so dis genuine baie lekker. Ek geniet dit. Ek dink dit vat nogal 'n spesiale mens om met mense en met diere te kan werk. Nee, dit is want ek dink mense het nogal baie geduld nodig. Nee, dit is verseker so. Is daar ietsie wat vir jou in die bedryf self soms bietjie moeilik is, wat jy dink, joh, dit kan dalk so bietjie beter, of dit, ja, hierdie is nie altyd vir my so 100%, dis nie altyd vir my lekker nie, wat? Ja, die ding is, jy weet, dis vir my regtig lekker, maar as die prys val, jy weet, dan raak die boere baie keer nogal, jy weet, moeilik, as die prys laag is, jy weet. Maar nee, daar's nie, jy weet, so ver geniet ek dit. Ek doen dit nou al 6 jaar, ek gaan nou amper vir my 7de jaar, so dit is vir my genuine baie lekker. Ek like dit kwaai. Het jy ooit gedink dit sal iets is wat jy doen? Nee, regtig nie. Dit is nie regtig nie. Dit het maar oor my pad gekom en soos ek sê, ek het dit aangegryp en ja, so ver geniet ek dit. Welkom by die Boereland Potgooi, waar ons die wêrelde van boerdery ontrafel. Gesels oor die nuutste tegnologie in die landbou en insigte deel van kundiges en boere in die bedryf. Hier kan jy elke oomblik geniet en dalk iets nuuts leer. Onthou, die opinies hier is net dit, opinies. Sien die feite, maar neem gerus jou eie pad. Ek is NC Skoombie en welkom by die Boereland Potgooi. Ja, ek wil net vir jou sê, baie welkom hier by die Boereland Podcast en dankie vir die geleentheid dat ek bietjie met jou kan gesels. 100%. Ons gaan so 'n bietjie 'n paar dinge doen. Ek dink daar's min mense wat eintlik weet dat jy het actually jou professie was rugby gewees. En vertel ons bietjie oor dit spesifiek, hoe dit begin. Ag, ek het maar geswat in Bloemfontein en ek was jonk, ek was 20 jaar oud toe in Piet Kleinhans my opgetrek na die Vrystaatspan. So, maar ek het lank op die bank gesit vir Rassie wat nou ons Springbok afrigter is en Andrei Venter en AJ Venter daai tyd, jy weet, so dit was dit was die Lucies voor my, so ek het baie by hulle geleer ook en so. Ja, so ek het so 6 jaar by die Vrystaat gespeel en by die Cheetahs en toe gaan ek so 3 jaar af Kaap toe, so ek was bietjie by die WP en Stormers en toe se ek 5 jaar Frankryk toe ek daar in Perpignan gespeel. Is hier in die suide van Frankryk, hier teen die Spaanse grens. Ek het so 5 jaar daar gespeel. Ek het jy sal dit glo, ek het obviously mense Google maar altyd goedjies en jy kyk op en so aan, net om te sien jy het ek kon nie daai naam uitspreek nie. Hoe spreek mense dit uit? Perpignan. Ja, Perpignan. En hoe het dit gekom dat jy vir hulle gespeel het? Hoe dit gebeur? 'n Franse agent het my gebel eintlik so 2 jaar voor my WP kontrak klaar gemaak het. Toe sê hy, hulle wil graag ek moet so intoe kom. Toe sê ek, luister maar, ek sal kom, maar ek gaan eers my kontrak klaar maak by die WP. So, en toe hy nou klaar maak en toe gaan ons oor. En dit is 'n tydperk in ons lewe wat ons verskriklik geniet het. Dit het regtig goed gegaan met ons by die klub ook. Ons het die trofee gewen die eerste keer in 55 jaar. So ons het baie goed gedoen en dit was lekker, jy weet, so ja. Sê gou 'n bietjie vir my, toe jy nou die eerste keer vir die Cheetahs begin speel het, hoe was daai gevoel vir jou gewees? Yes, dit was ongelooflik lekker, want onthou, ek was, jy weet, daai 1997 span wat net verloor het teen WP met daai forward pass van Elgard Miller, jy weet, so, toe ek het amper, jy weet, as 'n jong ouetjie in daai span ingestap, so dit was vir my lekker om, jy weet, saam met die ouens te speel wat amper my heroes was, verstaan jy, ja. Maar hoe was dit om so saam met hulle te kon speel? Dit was... Ja, dit is ongelooflik, jy weet, en daar's groot name in daai span, jy weet, Os Durant, Elgard Miller, jy weet, Jannie de Beer, jy weet, Brendan Venter, so dit Chris Baardenhorst, jy weet, 'n groot span. Ek dink dit moes ongelooflik lekker gewees. En hoe was die gevoel in die span daai tyd toe jy nou net ingekom het en goed, het jy het hulle jou soos ondadelik onder hulle vlerk ingevat en so bietjie geguide en so aan, of
hoe was dit geweest? Nee, dit was 'n lekker ervaring. Nee, verseker, jy weet die ou manne kyk mooi na die jong manne en dis waar ervaring jy weet 'n groot rol speel. Jy weet so ja, nee, dit was genuine. Ja, ou het lekker by hulle geleer ook, jy weet, soos hulle het baie ondervinding gehad en ja, dit was genuine lekker om by hulle oor te vat. Wat is 'n les wat jy daar geleer het? Toe jy nou net in daai span ingekom het of toe jy nou net begin speel het vir die Cheetahs en so aan. Wat is 'n les wat vir jou nogal redelik tot vandag toe nogal hoe kan ek sê leersaam was toe jy net begin speel het vir hulle? Ek dink die eerste ding is geduld. Jy weet, want ek het omtrent 4 jaar op die bank gesit, jy weet, vir Rassie en Andre Venter. Maar ek het dit geniet en ek het nooit moedeloos geraak nie, want obviously almal wil heeltyd speel, maar daar is ouens voor jou wat, jy weet, wat ook daar is. So ek het maar net aangehou hard werk en nie moedeloos geraak en die dag toe hulle nou klaarmaak of weggaan of so, jy weet, toe's ek reg om oor te vat, jy weet, so ja, ek dink geduld, jy weet, want baie keer ou werk hard of ou oefen hard en jy kry nie dadelik resultaat en dan is 'n ou geneig om moed op te gee of jy weet ander weivelde te gaan soek, maar dit was vir my genuine lekker, ja. So wat jy nou eintlik maar sê is die dissipline om geduldig te kan wees. Ja. Dink jy nie maar dis maar iets wat 'n mens sommer reg oor die bank in jou lewe ook Verseker, ja. Ek dink dis nogal 'n les of dis 'n iets of daai dissipline wat 'n mens nogal dink jy dis iets wat mense kan toepas in jou lewe oor die algemeen, daai dissipline om geduldig te wees. Nee, verseker. En ek dink veral in boerdery ook, jy weet, en veral soos nou wat dit baie droog is, jy weet, 'n ou moet net opstaan elke dag en jou ding doen, verstaan, en net positief bly, want hy gaan draai, een of ander tyd moet hy goed draai, weet. Ja, ek het gepraat met Friedel en hy het nogal vir my 'n ding gesê wat nogal treffend is. Hy sê die ouer boere in die gemeenskap sê altyd vir jou, hierdie is iets wat ons al gesien het, en dit is 'n moeilike tyd, maar dit sal ook verbygaan, eventually. So nee, dit is, maar sê vir my op hierdie stadium, wat is daar 'n interessante projek of iets wat jou nou opgewonde maak waarin jy onlangs werk? Ag, ek dink as 'n ou nou vat, jy weet, veilingsgewys, is dit maar ons elite veiling wat ons het hierso op Ficksburg wat ons elke jaar hou in November. En jy weet, dit is 'n projek wat ek genuine hard aan werk en dis 'n projek wat gegroei het nou oor die laaste paar jaar. Jy weet, ons het nou so 1400 skape en 1400 beeste gehad op die veiling, maar interessant is al daai beeste kom nie uit Ficksburg uit nie. Ek moes bietjie weier as Ficksburg gaan ry en mense gaan trek van buite af om die getalle vol te maak en op te kry. Jy weet, so my uitdaging jy weet, vir volgende jaar is ek wil hom graag nog groter en nog beter hou. So ja, weet my verste beeste het gekom van Bloemfontein af na die veiling toe en ryds aan hierdie kant, jy weet, so dis nogal wyd. Dis 'n 200 km radius, né? 250. Ja, so ou doen nogal baie moeite en 'n ou ry ver en wyd vir hom, ja. So dis 'n lekker uitdaging en 'n challenge. En dan natuurlik die dag self, jy weet. Jy weet, as daar 1400 beeste is, almal wil weet, wanneer kom my goed in of waar staan ek in die ry, jy weet, want jy weet mos ongelukkig kan jy nie al 1400 op een slag deur die ring jaag nie. So dit is ook 'n uitdaging om jy weet, agter in die krale daai vloei te hanteer van die veiling. Ek dink dis nogal baie belangrik, ja, nee. Dit is belangrik, ja. Nou wat is jou sleutel? Wat is jou geheime wapen om daai vloei so glad as moontlik te laat probeer verbygaan, want ek weet die boere kan nogal moeilik raak as daar onophoud is of as daar ietsie nie heeltemal gaan soos wat hulle beplan of ja, wat is jou sleutel? Ag, ek dink omdat ek die Sotho taal vlot praat, verstaan, ek sit baie druk op my mense om die vloei genuine en dan natuurlik die ouetjies wat saam ons werk, jy weet, so dis hoekom ek werk gewoonlik voor by die ring en ja, jy weet, ek kan maar sê hulle het 'n veiling gehou in Frankfurt, daar was 1000 beeste en 1000 skaap en ek dink hulle het 9 uur die aand klaar gemaak. Jy weet, en ons het 5 uur klaar gemaak hierso by ons, jy weet, so dis vir my baie belangrik dat daar nie hakplekke is nie, weet. So ons voor die tyd voor die veiling begin klas ons soveel as moontlik, jy weet, die groepe in hulle kampe, jy weet, al die vet koeie bymekaar, al die koeie wat nie so vet is nie en dan jou heel maar is laat 'n ou as die veiling begin, laat 'n ou nie nog met daai goed sukkel, jy weet, ja, so daar gaan baie voorbereiding in. Ja, nee, dit is 'n bietjie beplanning om die vloei reg te kry. So dis nie net van jy daag op en dit gebeur. Nee. Ag, en dan natuurlik, jy weet, baie keer dan stuur jy 'n lorry uit om by 'n boer te gaan laai. Jy weet, dan sit hy dalk vas, dit het gereën of hy kry nie die plaas nie, dan jy weet dan
jy het vir daai boer byvoorbeeld gesê die lorry gaan 10 uur by jou wees. Jy weet nou het hy by hierdie boer dalk vasgehaak of so. Nou kom die lorry eers 11 uur of 12 uur by daai boer aan. So dan is jou hele beplanning ook so bietjie nie de mekaar nie, maar dan moet 'n ou bietjie op jou voete dink. Ja, jy moet bietjie op jou voete dink en kan jy weet net alles weer bymekaar hou. So dit is en elke veiling het maar sy uitdagings. Jy weet so nee, ek geniet dit kwai. Dink jy die feit dat jy of natuurlik is daar nou reëlings en daar's bietjie dissipline en al daai goedjies wat saam met dit gaan. Dink jy dis iets wat jy toepas in jou alledaagse lewe? Dink jy dis 'n skill daai om so iets te kan doen? Ek dink tog so, jy weet, en dit is lekker om 'n ding reg te doen. Jy weet ek hou nie te veel van de mekaar of so nie. Soos ek sê, dis nou buite jou beheer as 'n lorry vassit of as jy weet as die lorry drywer dalk 'n verkeerde pad vat en hy kom 'n uur later aan, maar dan jy weet ek het al hier by my in die aande 9 uur 10 uur beeste gelaai, dan moes die lorry al 2 uur of 3 uur gewees het. So, ja, dan aanvaar ons dit maar so. Dis nogal 'n groot challenge op daai manier. Ja. Ek dink die mense weet regtig van hoe mense eintlik sukkel soms met dit nie. Ag nee, die ding is jy weet veral nou hierdie tyd van die jaar ook omtrent op elke pad is padwerke. Jy weet nou werk jy uit, sê nou maar die lorry moet van Bethlehem af kom hiernatoe so uur en 15 uur en 20 minute se ry, sê nou maar met 'n lorry. Jy weet en dan sal ongelukkig nou pad werk en dan kom hy jy weet dalk nou 'n uur laat en so jy weet so ou moet maar al daai goed in ag neem en beplanning neem ja so want die afslaer as hy moet go as hy hamer val dan moet die goed gaan nee verseker en dan sou nie tyd om te sukkel so nee verseker behalwe nou hierdie een veiling wat was een van jou top veilings van hierdie jaar gewees of is dit spesifiek nou maar net hierdie veiling gewees? Nee, ons doen stoetveilings ook. Jy weet ons het net hier in Fourierburg het ons Fourierskeper se Zinnabos veiling wat ook altyd op jy weet 'n hoogtepunt op ons kalender is. Is 'n baie goeie boer met top genetika en dis 'n voorreg om sy veiling ook aan te bied. Jy weet en daar kom mense van reg oor Suid-Afrika af om sy bulle en koeie te kom koop. So dis lekker om sy goed te ook te doen. Ja. Ek wil eens 'n bietjie terugvat in is 'n bietjie net so 'n bietjie dat mense weet dalk, baie mense weet dalk, maar daar is dalk mense wat nie weet nie, nê? Want dit is maar ongelukkig hoe die lewe werk. Soms is jy's nou besig met 'n ding en dan gaan die lewe aan en almal, jy weet, almal gaan maar aan. Dis nogal vreemd hoe dit soms werk, maar dit is so jy het omtrent so 13 of 14 caps vir die Springbokke gespeel. Ja, dis reg. Dit was toe Jake White net oorgevat het by Rudolf Strooiler. Dit was in 2004, 2005. En hoe was daai ervaring vir jou gewees? Nee, dit was ongelooflik lekker want onthou in 2003 was daar baie negatiewe ding rondom die bokke. Dit was Kamp Staaldraad en hulle het mos baie swak gedoen by die World Cup ook, jy weet. So toe Jake oorvat in 2004 was dit 'n absolute jong span, nuwe ouens, jy weet. John Smith was die kaptein en ek dink op daai stadium was ons 5de of 6de gerank, jy weet, Suid-Afrika in die wêreld en toe einde 2004 toe ons nommer 1. Ja, so dit was baie lekker en ons het baie gewen daai jaar. Ek dink ons het net 2 games die hele jaar verloor. Pragtig. Ja, so dit is 'n voorreg om by die bokke te wees en jy wen, jy weet. Dit is baie lekker, ja. Natuurlik is ons nou altyd dinge in die games en so aan, maar wat is vir jou die lekkerste game wat jy in daai jaar of in daai tyd gespeel het toe jy by die bokke was? Ek dink dis maar die een op Ellis Park wat ons teen Nieu-Seeland gespeel het, jy weet, en hulle het 'n groot span, jy weet, Richie McCaw was daar en Dan Carter, jy weet, al daai ouens. En ons het hulle gewen as ek nou reg is 44-22, jy weet. Rachtig. Ja, so dit was baie lekker geweest. Ja, maar ek dink dit moet seker amazing. Ja. Maar hoe voel dit soos jy's daar in daai skare en almal soos trek dit bietjie jou aandag af of nee regtig nie. Is jy gefokus? Nee, ek dink 'n ou is so gefokus, maar as hy ou uitdraf, jy weet in die skare begin die volkslied te sing en hulle doen die haka, jy weet, dis baie spesiaal, jy weet. En ek dink veral nog op Ellis Park, jy weet, want dis mos maar die Bokke en die All Blacks, jy weet se go-to stadion, jy weet. Ja, dis 'n voorreg om daar's altyd 'n groot fight daar. Of nie fight nie, maar soos dis daai mutual ding, nee? Ja, nee, dit was iets wat ek nooit sal vergeet nie. En in daai spesifieke game, was daar iets of 'n geleentheid of iets wat vir jou nogal lekker was om te kon speel of was dit taaf? Nee, dit was genuine taaf geweest. Dit was regtig taaf, maar ons het goed gespeel op daai dag. Ons het regtig goed gespeel. Dit is ook die wedstryd wat Marius Joubert sy 3-3 gedruk het, jy weet. So ja, dit was 'n voorreg om dit ook saam te kom doen. Hy's 'n ou rugbypel, jy weet. Ek en nou Marius van WP se dae af, ja. So dit was baie lekker. Hy het altyd fullback gespeel, is dit? Nee, hy het center, buite center. Buite center 13. Einde Wet Barry was center altyd, ja. Ja, dit was
Daai was regtig waar vir my. Dit was vir my 'n goeie, daai tyd was my regtig soos uniek geweest en ek dink dis toe ek ook begin eers regtig rugby begin soos begin volg het en bietjie gaan ek het net in die hoërskool ingekom daai tyd, nê. En so dit was vir my ook baie lekker geweest om te kon weet dat die Springbokke is nou weer, want dit soos jy sê, dit was baie kontroversie, of hoe kan ek sê, die ouens was bietjie 'n negatiewe vibe rondom die Springbokke gewees wat bietjie sleg was. Maar wat is 'n les wat jy daar uit geleer het in daai tyd wat jy daar betrokke was met daai geleentheid om bietjie beter te kon perform? Ek dink dit is nou vir my moeilik om te sê, maar as ek so kan sê, ek dink hoekom die hele ding verander het, Rudolf Stroili, jy weet, hulle het nog in koshuise ook gebly, jy weet, hulle het mos, jy weet, hy het dit absoluut militaristies gemaak, jy weet, so hulle het in koshuise ook gebly, en toe Jake White kom, toe het hy die vrouens ook saamgenooi, so baie, jy weet, daai tyd, ek en my vrou, jy weet, soos Rassie nou ook maak, jy weet, hulle het saam gegaan Engeland toe, of Wallis toe, of so, en ek dink dit het die hele mindset van die spelers verander, jy weet, so, ek dink dit het meer 'n familie ding begin word as net 'n span wat moet perform. Ja. Ek dink dit is nogal 'n unieke ding, né? Nee, dit is verseker so. Jy het so 'n bietjie gepraat van jy het altyd van die bank af gespeel en goed, né? Ja. Hoe cool is dit? Ja, want dit is genuine lekker, want toe ek gespeel het, was Victor en Bakkies obviously die slotte gewees, en ek het so 'n bietjie, ek kon flank en slot speel, jy weet. Ek dink op daai stadium in Suid-Afrika was dit ek en Dani Rousseau en AJ Venter, wat bietjie flank en slot kon speel. So dit was lekker om op die bank te sit, dan cover jy flank en slot. Ja, so ek het baie keer vir Victor of Bakkies opgekom, of baie keer vir flank, jy weet, flank gespeel. Flank ook gespeel. So maar dit is baie lekker. Dis amazing, nee, dis min dat 'n mens iemand kry wat dat mens iemand kry wat 2 of 3 posisies kan speel en dit baie goed doen, hè. Dit is en ek dink Rassie wys dit nou, jy weet sy spelers kan omtrent, jy weet elke ou wat daar is kan omtrent 2 posisies speel. Ja, so dit help om Sê 'n bietjie vir my, was jy in daai tyd by die Cheetahs gewees toe Rassie ook gecoach het, nê? Ja, Rassie was my kaptein in die begin. Jy weet, hy was ons kaptein. Hy het eers bietjie gespeel, hè? Ja, eers gespeel, so hy was my kaptein en toe gaan hy oor na afrigter. Ek dink ek was net 'n jaar daarin toe ek nou af WP toe. Ja. Maar sê 'n bietjie vir my toe hy het jou gecoach, nê? Ja. Okay, ja. En dit was daai tyd toe die kontroversiële ding wat hy nou nog doen. Hoe was dit geweest om daai ervaring te deel dat hy julle begin afrig en hy het eers saam met jou gespeel en nou rig hy af? Hoe was daai? Nee, dit was kyk, Rassie is 'n oopkop en is 'n slim man, baie intelligent, jy weet. So nee, dit was, hy weet wat hy doen en ja, dit was 'n voorreg, verstaan. Was jy daar geweest toe hy die ligte begin gebruik het? Nee, ek was toe al weg geweest. Was jy toe weg geweest? Toe was ek al weg geweest. En wie toe julle nou afgegaan het, WP toe, wie daar afgerig in die tyd wat jy daar gespeel het? Dit was Gert Smal en Alistair Coetzee gewees. Alistair Coetzee, okay, ook Springbok afrigter. Hy was die agterlyn afrigter ook, jy weet, saam met Jake. En hoe was daai jare se games gewees? Hoe die Stormers perform daai tyd? Nee, dit het goed gegaan. Maar daai tyd was die bulle op hulle piek, jy weet. So ek dink jy weet Victor hulle, jy weet toe hulle kaptein was, ek dink hulle het die beker gewen 2 of wat jaar na mekaar. So hulle was op hulle piek, maar ons het glad nie sleg gedoen nie, ons lekker span gehad en so so nee, dit was lekker. Ek wou nog altyd, jy weet, toe ek begin rugby speel het, toe sê ek wil net op 'n stadium af gaan Kaap toe, ek wil bietjie daar gaan speel en ja, ek is bly dit het so uitgewerk. Ek was 3 jaar daar. So dit was 'n goal gewees wat jy opgestel het vir jouself? Ja. En toe jy besluit, okay, maar jy gaan dit doen en toe jy nou die geleentheid kry en hoe was daai ervaring vir jou gewees? Nee, dit was baie lekker gewees. Dit was baie lekker want onthou in Bloemfontein, jy weet, almal is maar Afrikaans en jy weet almal braai saam naweke. Jy weet dit is maar jy weet net een groep mense. Waar in die Kaap het jy so half 3 verskillende groepe mense. Jy het jou Engelse mense wat daar in Kaapstad self bly, dan het jy jou klomp Stellenbosch mense en dan jou mense wat daar in Bellville of Durban wil bly. Jy weet so dis so half 3 groepe wat moet bymekaar kom. Waar dit, jy weet, in Bloem is dit net soos een groep, is eintlik maklik, ja. So dit was ook lekker ervaring geweest. Nou sê bietjie vir my, jou ervaring teenoor dit en toe jy nou by die Cheetahs gespeel het, watter een sê het vir jou bietjie meer uitgestaan? Ek dink albei het sy goed en sleg gehad, jy weet, maar ek het albei baie geniet, jy weet.
Ja, soos ek sê, ek dink net by die Cheetahs is die ouens bietjie jonger, is meer varsity ouetjies en jonger ouetjies en almal een groep, jy weet, almal Afrikaans, waar soos by WP is dit bietjie anders. Jy weet maar dit was genuine, ons het dit baie geniet. Dit was regtig lekker. So dit was bietjie anderste ervaring Ja, geweest. anderste ervaring. Ja. Waar het julle gebly toe julle nou Ons het in Durbanville gebly. In Durbanville. Ja, Okay. ja, En moes jy elke dag toe nou travel en ry? Ja, ons het net onder in die pad af. Ons het in Bellville geoefen. So dit is so, ek dink so 5 km van die stadion af. Ja, dis om die draai. Ja, en dan is nou net donderdag moes ons ingaan Nieuweland toe, dan het ons nou daar gaan kapteinsoefening of wat ook al. So ons is nie heeltyd by Nieuweland gewees nie, net so. Ja. En toe jy nou daar gespeel het, wie was vir jou nogal iemand besonders om jou saam te speel in daai span? Kyk, toe ek daar aankom, toe's ou John de Villiers en Skalk Burger, jy weet Andries Becker, jy weet so, dit was, hulle is nou so bietjie jonger as ek, maar dit is 'n voorreg om saam met hulle te speel, want hulle toe, op die einde van hulle loopbane was hulle die beste wat daar was, nee? Ja, nee. Ja, so dit was lekker om saam met hulle te speel. Dit is, ek dink dis baie keer nog wel 'n groot voorreg om 'n span te deel met sulke mense wat so gedrewe is. En nou, vertel 'n bietjie vir ons daar, agter die skerms. Mens mis mos nou maar altyd daai goedjies, mens sien mos nie altyd daai goed nie. Was daar altyd is daar iets unieks rondom dit gewees? Altyd het julle mekaar soos bietjie half net gesupport en saam gebraai en hoe was daai vibe of nee, verseker en veral ek dink veral in die Kaap, die mense is meer laid back daar, jy weet, hulle vat die lewe baie rustiger of jy weet so, dit was vir my lekker, ek het my altyd saam met John en Skalk hulle gebraai, jy weet, en ek dink net hulle hele uitgangspunt is bietjie anders as, jy weet, sê nou maar soos wat die Cheetahs, jy weet, wat daar was, jy weet, so dit is, oud baie daar ook geleer ja, nee? Oud baie daar ook geleer, ja. Ek weet nou nie veel van die Kaap af nie. Ek was al so 2 of 3 keer daar gewees en so aan 1 keer op Tafelberg en daai gedeelte. Verskriklik mooi. Mense is uniek daarso. Ja. Ek weet vir 'n feit, hulle hou niks van krummelpap nie. Ja, dit is so. Ja. En hier in die Vrystaat so nou en dan werk 'n ouma 'n bietjie krummelpap in. Dis 'n moed, ja. Saam met jou braaivleisie en goed gaan dit nogal lekker af, maar dis nogal ek dink, nou goed wat julle daar toe nou as julle nou braai, is dit iets wat julle gedoen het, krummelpap, of het jy vir hulle 'n bietjie gewys daar, of het julle glad nie, het jy by braai kom? Nee, ons het glad nie pap geëet daarso nie so. Nee, ek is maar net braaivleis gewees. Ja, maar ek weet hulle like nie so baie. Ek gaan jou 'n bietjie terugbring hier na die plaas omgewing toe. Jy boer ook self. Ja, ek het grond gekoop, jy weet, met my eerste rugbygeld het ek grond gekoop hierson. Ek het maar beeste gekoop, jy weet, soos ek nou geld gemaak het met die rugby, het ek beeste gekoop. Ja, so dis 'n voorreg om te kan boer. Is nie altyd maklik nie, maar dis 'n liefde en ek hoop nie dit gaan ooit weg nie. Ek hou baie daarvan. Met jou eerste rugbygeld of jou eerste geldjie wat jy gekry het, 'n goeie investment gemaak. Nou, hoe dit van daar af gebeur, hoe het jy nou, waarmee is jy nou tans besig? Ja, soos ek, jy weet, ek het altyd geplant ook, en toe ek nou by BKB begin werk het, toe sien ek gaan nie die werk kan doen en plant, want plant vat baie tyd en aandag en jy weet, konsentrasie om die goed reg te doen, en ek het baie vetvee veilings daai tyd wanneer ons moet plant. Jy weet, so toe gaan ek na my broer toe vra ek of hy my lande wil huur. So hy huur my lande word nog steeds geplant en dan ek het nou die beeste en dan is hy nou gestroop en dan kry ek hom nou die reste ook. Dan kan jy nou jou beeste ja, dan kan ek my beeste nou daarso in. So dit werk eintlik baie lekker, weet, so dan kan ek my volle aandag by die veilings gee. Wat het julle besluit om spesifiek te wil gaan boer? Soos hoe het jy nou besluit, weet jy, as ek nou my rugbygeld hier bymekaar en my geldjies gespaar het, wat het jy besluit? Maar ek wil my goed invest in 'n boerdery. Ek wil dit doen. Het jy groot geword op die plaas? Hoe het dit gekom? Ja, kyk, ons plaas is nou al van die vroeë 1900s in ons familie. Daai huis waar ek nou in bly, het my oupa grootjie gebou toe hy uit die konsentrasiekamp uitgekom het. So, jy weet, dit is maar plaas groot geword en ek wil nie in 'n stad of 'n dorp bly nie. So, dis hoekom ek besluit het om, ja. Ek dink jy het dit nogal redelik baie gedoen toe jy nou obviously in jou rugby loopbaan en goed. So, toe is die plaas seker maar vir jou ietsie wat uniek is, nee, verseker. En vertel 'n bietjie vir ons ietsie wat jy kan onthou as kind, wat vir jou lekker was om op die plaas te wees, wat
Ek dink dis maar net om vry groot te word. Jy weet, ons het nie baie reëls gehad nie. Dus jy het huis toe gekom as jy honger is en as die son gesak het en jy's nog nie by die huis nie, toe maar geweet jy's nog nie honger nie. Jy weet, so ou het vry groot geword en ja, dis 'n voorreg hoor. En ek dink dis iets wat vandag se kinders nie altyd het nie, is daai totale vryheid en goed. So ja, dit was baie lekker. Ja, gaan ek probeer my dogters ook so groot, ek het 2 dogters en 'n seun, ek probeer hulle ook so groot maak, jy weet, nie binne in 'n boksie nie, maar jy weet, om te explore, jy weet, gaan doen goed en ja. En sê bietjie vir my, net so bietjie om terug te kom, het jou pa het ook geboer, nee? Ja. So dit het nou obviously natuurlik deel gemaak van die hele idee van agter dit. En het jou pa vir jou enige raad gegee terwyl jy besig was met jou rugbyloopbaan? Het hy enige vir jou gesê, hoor jy moet jou geldjie mooi bewerkstellig of raad gegee? Is dit iets wat hy gedoen het vir jou? Nee, verseker, maar hy het ons ook maar toegelaat om jou eie foute te maak en daaruit te leer. Jy weet, obviously hy het baie raad gegee, nou nog met die boerdery ook. Jy weet, hy, soos vir die ook gesê, die ouer boere hulle weet bietjie beter as ons nog. So, jy weet, nou nog gee hy raad en so, maar hy laat jou ook toe om jou eie besluit te neem en dan as jy daai besluit geneem het, moet jy die gevolge dra van dit. Jy weet, so dis ook wat ek oordra na my kinders toe, jy weet, neem 'n besluit, maar jy gaan die gevolge dra. So ja, ek dink dis nogal belangrik. So 'n bietjie, ek weet nou nie, almal is nou nie 'n kenner op dit nie, ek ook nie. Maar die Vrystaat het nogal baie ryke geskiedenis. En ek het gehoor jy het nou gesê jou oupa hulle het uit die konsentrasiekampe uit het hulle het hy toe nou daai huis gebou en so aan. Hoe dit gekom, of weet jy die storie agter dit? Kan jy bietjie met ons vir ons deel? Ja, my oupa was 'n bouer gewees. Hy het geboer, maar hy was baie goed met sy hande. So hy het 'n paar goed in hierdie omgewing gebou en so. Jy weet, so hy was lief vir bou. En ja, dis 'n mooi pragtige sandsteen, jy weet hierdie ou sandsteenhuise met daai groot lang klippe. So ja, nee, dit is 'n voorreg om in jou familiehuis te kan bly, jy weet wat jou oupa grootjie gebou het, jy weet, ja, so. Dis nogal fantasties. En jy's nou die hoeveelste generasie boer daar? Dis nou die 5de. 5de generasie. Ja, so dis al 'n leeftyd, ja, nee, nee, dis lank. Dis nogal 'n groot voorreg. Ek weet statistieke het gewys al dat jy dat hier by die 3de generasie gewoonlik begin dinge bietjie moeilik raak, nê? Ek weet nie of jy al gehoor het van dit nie, dat hulle sê daar is baie boerderye wat maar al bietjie stagneer of so. Nee, dit is so, ek weet van dit, ja. So nee, dit is maar net, weet ons try maar net ons ding doen en dis ook hoekom ek by BKB begin werk het, dat ek nie 100% afhanklik is net van die boerdery nie. Jy weet, dat ek dan my inkomste buite dit ook, buite die boerdery ook kan genereer. So, en ek dink is lekker om op 'n plaas te bly met beeste te werk, vir alles wat jou liefde is en dan nog die veiling ook te doen, jy weet, so ek hou baie van dit. Sê bietjie vir my, jou vrou en kinders, is hulle baie aktief betrokke by die boerdery? Help hulle jou, kyk hulle, leer hulle goed by jou? Ja, nee, verseker. Ekskuus. Nee, verseker hulle help waar ons kan, want baie keer moet ek in die oggend vroeg, jy weet, moet ek sê nou maar na 'n veiling toe gaan, sê nou maar in Verkykerskop is aan die ander kant daar die Smit, jy weet, dan as ek vroeg uit en laat terug en dan sal ek my vrou en kinders vra asseblief, kyk uit vir my dit of doen gou dit of reël net laat dit gedoen word, jy weet, so nee, hulle weet ook gewoon wat aangaan, ja. Dink jy hulle leer ook baie dinge saam met jou? Ja, ek dink verantwoordelikheid ook, jy weet, want die taak moet afgehandel word. As jy nie daai ding doen nie, is daar implikasies later, jy weet. So nee, hulle doen verseker, ja. Nou, wat is vir jou, behalwe nou jou tyd, hoe sal mense sê, jou time management rondom al daai goed, wat is 'n ander uitdaging vir jou op die plaas wat jy mee huidigelik bietjie sukkel mee? Ek dink op die oomblik is dit maar droogte. Droogte op die oomblik, maar ek weet hulle het nou goeie reën voorspel vir volgende week, maar jy weet die gras groei nie soos dit moet nie. Die beeste lyk eintlik nog baie mooi, jy weet, hulle is dan nou nie maar en so nie. Maar ja, droogtes bly 'n uitdaging en natuurlik arbeid ook, jy weet, arbeid, dit raak al moeiliker, jy weet, soos die generasies jonger word, raak dit is maar 'n uitdaging. En die diefstal, hoe ervaar julle dit tans? Ek moet sê, ons is so
40 km van die Lesotho grens af. Jy weet, so hierso waar ons is gelukkig nog nie diefstal nie, maar ek weet baie boere teen die grens sukkel nogal kwaai met diefstal. Jy weet waar hulle die goed deur die rivier jaag of hulle jaag hulle goed van Lesotho af in die aand oor die kant toe en wy jou lande en voor die son opkom en jaag hulle dit weer terug. Jy weet, so daai boere sukkel nogal kwaai wat teen die grens Wat teen die grens bly. Ja, ek dink hulle het ander uitdagings wat ons nou nie het nie. Ja, dis nogal eintlik scary om te dink iemand jag net dit en Gerard, ek het 'n bietjie ander vraag hier vir jou wat ek so 'n bietjie wil vra. Wat is 'n les wat jy onlangs geleer het wat jou eintlik so 'n bietjie verras? Ag, ek dink veral met die droogte wat nou hier is om nie moedeloos te word nie, om net deur te druk en net jou ding elke dag te doen. Wanneer die reën gaan kom, dan verander alles weer baie vinnig. Jy weet, want 'n ou kan partykeer, jy weet, vir alles die son jou mielie so stikkend brand of jy weet, jy sien jy's die beeste kry swaar of wat ook al, dan raak 'n ou nogal moedeloos en so. Maar nee, ou moet maar net deurdruk. Bietjie vasbyt en ou moet maar net deurdruk. vasbyt en deurdruk. Hy sal weer kom. Die genadewater sal kom. Nee, verseker. Sê 'n bietjie vir my jou gunsteling beesras om mee te boer. Wel, kom ons vra so. Watter ras boer jy nou mee? Ek het maar Bonsmaras. Ek hou baie van die Bonsmara. Ek hou van sy eenvormigheid en ek hou van die jy weet, dis net 'n lekker basiese ras. Hy doen baie goed op die veld en die Bonsmara koei is 'n baie goeie koetjie, baie goeie melk en dan natuurlik in die voerkrale ook. Jy weet, die voerkrale hou baie van die Bonsmara kalvers, hulle groei goed. Wat is iets wat jy nou nogals onlangs opgetel het in julle in jou boerdery wat nogal uniek is van die Bonsmaras wat jou verras, behalwe dat hulle nou goed aanpas natuurlik. Wat is uniek rondom hulle anderstens? Dink maar net, ek probeer nou, omdat hy scientific, ek weet nou nie wat dit in Afrikaans is nie, jy weet, hy is so wetenskaplik geformuleer, ou Prof Jan Bosma het hom ons, was die ou wat die Bonsmara, jy weet, tot stand gebring het, en ek dink dis 'n beesras wat werk reg oor Suid-Afrika, jy weet, en ewen deur hierdie droogtes, en deur die nat, en deur al die goeters, het die Bonsmara my nog nooit gedrop, jy weet, my beeste is lekker aangepas hier in ons omgewing, en hulle doen baie goed. En is het jy 'n stoet of kommersieel? Nee, maar kommersieel. Ek Is gebruik stoetbulle, maar my koeie is almal kommersieel. En jy ooit 'n behoefte om dalk bietjie vorentoe dalk in die stoetery in te gaan met dit? Nee, ek het al daaraan gedink, maar ek dink daar is so baie stoetboere in die Bonsmara bedryf dat as jy genuine wil stoet gaan jy ek dink daar's genoeg stoetboere. So ja, daar's genoeg teelers, so nee, ek hou by die kommersiële kant van dit. Ek geniet dit baie. En is daar enige ander ras wat vir jou nogal uitstaan as jy so by die veilinge en die goed betrokke is wat jy nogal like? Ja, ek moet sê ek hou baie van die Simbra ras ook en ek sien, jy weet, op veilinge die jy weet, hulle kalvers en koeie en so is baie gesog. So ek hou baie van die Simbra, maar dit ook gesê, jy weet, kwaliteit. As die kwaliteit reg is, maak nie saak wat se ras nie, gaan die goed goeie pryse. Jy weet, en dit kon 'n ou gesien het hier van Back and Low af, jy weet, toe Back and Low nou uitgebreek het en so. Jy weet, as die kwaliteit reg is, sal jy altyd 'n goeie prys kry. Ja. En veral nou met die tye wat dit was taai, nê? Die pryse was bietjie taai, soos jy gesê het. Pryse was baie onder druk gewees, ja. En watter ras sê jy het tog al goed perform is soos jy nou sê, is die kwaliteit ene of die kwaliteit teeler of wat sê jy watter het? Ja, dit hang maar af van die kwaliteit van die dier af, verstaan jy? Ek dink daar's regtig 'n ras nie, weet, ons het baie goeie Brangusse al verkoop, jy weet, Angus en Fouriersburg, baie goeie Angus, so dit gaan nie so oor die ras nie, maar dit gaan oor die kwaliteit. Jy kan dadelik sien as daar, maak nie saak watter ras dit is nie, as hy in die ring inkom, kan jy sien hier's kwaliteit, jy weet, en daai goed gaan gewoonlik baie goeie pryse. Ja. Wat is jou gevoel, want dis nou nogal 'n miskonsepsie wat nogal baie onder die ouens is, nê, is die feit dat die boere, as julle wat nou boer en goed, julle is die ouens wat daar in die winkel raak die prys stel. Verduidelik vir ons bietjie hoe werk daai wiskunde, want ek dink daar's baie mense wat nie regtig mooi verstaan hoe werk dit nie, want as ek so deur Facebook gaan en ek lees so oralste dan die ouens moan, is nee man, hoe kan hulle nou hier so 200 of 300 rand 'n kilo vra? Dis belaglik. Ja, en ek moet sê ek genuine weet ook nie hoe dit werk nie. Jy weet of hoe hulle by daai pryse uitkom, want baie keer sak die prys of jy weet soos nou met die droogte dan sak die pryse bietjie terug, maar in jou slaghuise of supermarkte dan is die prys nog steeds baie hoog. Maar ek besef ook, jy weet jou slagter het ook ongelooflik baie
onkostes, jy weet, en daai, ek weet nou nie in Afrikaans mooi nie, maar daai health inspections, daai goed moet weekliks gedoen word en hernie word en dit kos 'n klomp geld. So die waardeketting is duur, verstaan? Van die boer tot op die rak is 'n duur ketting. Dis seker hoekom hy so duur is. Maar dink jy daar is dalk maniere wat hulle dit dalk bietjie kan benader in jou persoonlike opinie net soos om dalk van hierdie goedjies bietjie meer in check te bring, laat die goed wat op, jy weet, laat die prys op die rak en ook bietjie fluktueer, want mens kry al die gevoel dit's baie konstant daar by die eindverbruiker, maar hieronder, ja, hier is die dinge besig en dis die hele tyd dit verander, maar daar en al wat hy daar doen is hy gaan op. So dis ek dink dis 'n nuwe ding of dis net nou se ding nie. Ek dink dit kom al, jy weet, 10, 15 jaar plus, jy weet wat dit so gaan. En ek dink veral by die skape ook. As jy ou kyk na die skape, wat kos 'n pakkie choppies en nou maar in die winkels en wat kry die boer, jy weet, so ja, ek weet nie, ek kan jy nie vir jou sê nie, want dit is dis 'n besprekingspunt wat al jare daar is. So. Ja. Nou dink jy daar's iets wat ouens kan doen rondom dit? Dink jy daar's iets wat gedoen moet word rondom dit, of dink jy dit moet maar net so aangaan soos wat dit aangaan? Ek dink baie boere slag nou self op die plaas, jy weet, ek ken nou 'n klompie boere in ons omgewing en Fourierburg en so wat even Janie en Bismarck hulle doen dit nou, waar hulle lammers op die plaas slag en dan verwerk en dan verkoop van die plaas af as jy weet hormoonvrye of jy weet free range of wat ook al. Ek dink baie boere kyk na dit. Ek weet hulle verkoop byvoorbeeld in Johannesburg klomp van hulle lammers, jy weet, so dit is om die middelman uit te sny en dan 'n bietjie meer in jou sak te trek. Dink jy dit is 'n unieke manier om dit te probeer benader of nie regtig nie, of? Ek dink so, maar ek dink dit het ook baie onkostes aan, jy weet, daar's baie onkostes aan dit ook verbonde, jy weet. Nou, jy weet, dis maklik om gou 3 skape vir jou pel te gaan aflewer, maar sodra ou sê net maar hier na 10 of 20 toe gaan, dan moet jy nou 'n koeltrok, jy weet, of 'n bakkie kry, 'n groot volumes, die volumes, ja, so dit het ook seker maar sy eie uitdagings. Elke ding het maar sy uitdagings en dan onkostes. Ja. Dink jy om die manier te gaan gaan dit om te ewe uitwerk of jy nou maar met die gewone middelman werk en of jy nou dit van die plaas af doen? Dink jy dit is nog dalk steeds bietjie beter vir die ou om dit van die plaas af te doen, of wat hy sê is die wenresep, as ek dit sou kan sê? Ek dink as die boer tyd en arbeid en geduld en al daai goed het, jy weet, van die boere wat dit doen, dink ek doen nogal goed. So vir hulle werk dit, maar vir 'n ander boer gaan dit byvoorbeeld nou nie werk nie. So ek dink dit hang maar van boer tot boer af, ja. Ek dink dis nogal vir my en nie vir my in besonder is 'n goeie voorbeeld van dit. Is oom Nick Serfontein. Ja. Nee, hulle doen nogal die hele waardeketting. Hulle doen hy maak tot sy eie veevoer en ja, dis reg. Al sy goed wat hulle plant en dis nogal uniek, nê? Dink jy dis dalk die toekomstige manier wat boere gaan begin boer in Suid-Afrika of dink jy nie dis iets wat gaan gebeur nie? Ek dink Nick het maar net gegaan en gesien hy sal moet diversifiseer en meer as een inkomste inbring, verstaan? So, en ek dink dit gaan 'n uitdaging raak vir, jy weet, vir baie boere is om, jy weet, te kyk waar kan 'n ou waarde toevoeg. Jy weet, so ek dink dit is maar 'n ding wat vorentoe 'n rol gaan speel. Ek sien dis nogal 'n tendens wat baie gebeur is die kleiner boere en die middelslagboere begin stelselmatig krimp en wegbeweeg en die groter boere raak al groter. Dink jy dis 'n unieke ding wat gebeur of dink jy? Ja, nou ek het reeds gister ergens gelees dat daar's net 800 melkboere in Suid-Afrika oor wat Suid-Afrika van melk voorsien, net 800. Nou ek onthou toe ons jonger was, my pa het ook gemelk. Ja. Jy weet, omtrent elke plaas het 'n melkery gehad. Soos presies wat jy sê, die melkerye, ek dink hier in ons omgewing is net een melkery oor. Jy weet, so die melkerye word ook al hoe groter, die tegnologie raak groter en duurder. Dis die ander ding, jy weet, jou middelslagboer kan nie daai duur tegnologie amper bekostig nie, verstaan? So of jy moet dubbel kapasiteit gaan of dit los, verstaan? So dit is maar, ja, dit is maar wat gebeur, nee. Dis eintlik hartseer, nee, want as jy vat hoeveel families en hoeveel gesinne het altyd werk gehad en al daai goed. Dink jy dit het maar 'n impak op die gemeenskap as nee, verseker. Ek dink in elke gemeenskap, jy weet, is daar 'n klomp mense wat werkloos is as gevolg van dit, jy weet. Ja. Waar ek onthou soos in my pa se tyd het hy sê net maar 4 trekkers gehad wat lande gewerk het, jy weet, nou het jy een groote.
Ja. Jy weet so, nee, dit speel verseker 'n rol. Sê bietjie vir my, wat is bietjie iets unieks aan jou boerdery waarmee jy of wat jy nou, ja, wat is uniek daar by jou boerdery tans wat jy Ag ek sou nie sê daar's regtig iets uniek nie. Weet ek het nou maar net die beeste wat ek doen en dan ja, so ek het nie 'n gekompliseerde boerdery nie. Dit is eintlik 'n baie maklike boerdery. Ek het 'n koei-kalf boerdery. So ek het kalfseisoene en dekseisoene en jy weet ek speen my kalvers. Ja, so ek het nie, jy weet ek probeer dit maar so maklik as moontlik hou omdat ek nie heeltyd, jy weet 100% altyd daar is nie. So ek probeer dit maar maklik hou. Sê 'n bietjie vir my, het jy enige hoe kan ek sê doen jy KI's of sulke goedjies of benader jy dit nie op daai manier? Nee, ek doen glad nie KI nie, nee, is maar bulle wat natuurlike bulle, nee. Ja. En hoe werk daai proses? As jy vir ons 'n bietjie kan insig gee daaroor jou manier van dinge doen. Ja, ek sit die bulle by November, Desember en Januarie, dan haal ek hulle uit en dan doen ek dragtigheid op die koeie en almal wat nie dragtig is nie verkoop ek dan. En dan, jy weet, as die kalvers gebore word of wanneer ook al, jy weet, dan ek kyk ook maar na die veld, ek kyk na die koeie, ek kyk na die gewig van die kalf, dit elke jaar verskil het, maar speen ons die kalvers, ek probeer my kalvers so 'n bietjie hou en nog ekstra kos gee en dan verkoop ek hulle as die prys reg is. Ja, so is nie 'n moeilike ding. Maar dis 'n resep wat vir jou werk. Ja, hy werk vir my. Hy werk vir my. As jy bietjie raad kon gee vir ouens wat nou wil begin, sê nou maar met beesboer of wil begin boer, wat sou dit wees? Daar's soveel. Kyk, die uitdagings is groot, maar alles kan oorkom word. Jy weet in ons nasie, jy weet ons boere, ons like nog hulle uitdaging. Jy weet en dis hoekom as ek nou teruggaan na die bokke toe waar Rassie nou is, dis dieselfde met hulle uitdagings raak groot, maar hulle step net op heeltyd, verstaan jy? Hulle het baie uitdagings, maar hulle oorkom elke liewe werkie en ek dink ons boeregemeenskap is net so. Hierdie droogte sal ons oorkom die uitdagings. So nee, en die jonger geslag, jy weet die jonger boere is baie oopkop, jy weet en hulle is baie suksesgedrewe en natuurlik tegnologie gedrewe, jy weet hulle verstaan hierdie nuwe tegnologie kwai, jy weet so dit maak 'n groot verskil in 'n boerdery. Nou jy het nou nie regtig jy enige tegnologie wat jy by jou boerdery gebruik wat so bietjie soos okay, wag hy kan my dalk so bietjie wen of is daar glad nie seker? Nee, ek het glad nie. Ek het glad nie tegnologie. Obviously nou rekenaar en goeters wat jy nou goed inlees en so, maar dis nie, jy weet dis nou nie nee, ek het maar baie basiese boerdery. So daar's 'n admin formule ook wat jy gebruik by jou beesboerdery. Ja. Verduidelik ons bietjie oor dit, hoe werk dit? Nee, ek is maar net geboortegewigte aan en kalfdatums en sulke goeders van jou koeie wat kalf is, maar dis maar eintlik baie basies. Ek dink in elk geval al die boere doen dit. So dis nie 'n moeilike ding. Ja, is nie. Sê vir my maar hoekom doen jy daai rekordhouding? Wat is is maar vir jouself om te kyk, jy weet, wanneer jou koeie kalf, hoe oud is die kalvers, jy weet wanneer kom jou koeie weer op hitte, jy weet hoe lank vat hulle om weer op hitte te kom en natuurlik die wat nou nie op hitte kom nie kan jy identifiseer en uithaal. Dink jy hulle het in die ou dae sulke tipe van data-analises gedoen of nie regtig nie of het hulle hom so uit die heup uit geskiet? Nee, ek dink hulle het nogal gedoen hoor. Ek dink beesboere het 'n bietjie verander, maar jy weet daar's maar basiese goed wat 'n ou moet doen wat al eintlik jare kom, dis nie ja. So dis nou net bietjie, dis so bietjie aangepas, maar ek dink nou wat dink jy sal gebeur as mense nou nie rekord hou van jou? Nee, daar's baie boere wat nie doen nie, verstaan? Jy weet soos ek sê, gooi die bulle in en dan jy weet veral jou groter saaiboere hier in ons area wat ook baie beeste het. Jy weet hier's baie groot saaiboere veral jy weet Foriesburg en aan die ander kant Bethlehem se kant toe. Hy het 'n klompie beeste, maar hy's eintlik 'n saaiboer. So hy sit die bulle in en dan presies maar wat ek gesê het, jy weet, haal die bulle uit doen doen veearts, alles gaan weg. So hy doen nou eintlik maar basies dieselfde. Okay, maar wat ek nou probeer verstaan is, hoekom sal hy nou nie regtig om self te veel ophou met hierdie administrasie nie, want ons almal weet dis seker die slegste ding van 'n boerdery is as jy daai admin moet gaan sit in die aande en doen en jy het nie tyd altyd vir dit nie. Maar wat maak regtig die verskil tussen nie admin en admin doen, dink jy? Wat dink jy daar's gevolge of dink jy nie regtig? Nee, ek dink dit is belangrik dat jy weet wat in jou boerdery aangaan, verstaan, dat jy weet watter koeie presteer en watter nie, verstaan, dis maar eintlik alwaaroor dit gaan. Sodat jy jou seleksie kan doen. Ja, sodat jy jou seleksie kan doen, ja. Sê 'n bietjie vir my, jy het so 'n bietjie weer gepraat van Rassie hulle en so aan.
Wat was iets besonders vir jou toe jy daar gaan saam met hulle nou toe jy nou geoefen het saam met hulle? Wat was vir jou besonders om saam met hom te kon werk? Ek weet jy het nog gesê hy's intelligent en al daai goed, maar wat was nou nogal uniek as jy hom dop hou? Dan sê jy, maar dis eintlik uniek hoe hy dink. Kyk, Rassie is 'n mens, verstaan jy, so, en hy's 'n baie grapperige mens ook, maar hy's baie ernstig in wat hy doen. Jy weet, so nee, dit was vir my genuine lekker om jy weet, en hy het heeltyd vrae gevra. Hoekom dit? Jy weet, so hy baie intelligent, verstaan, soos ek onthou daai tyd, jy weet, toe hy nog ons kaptein was, het hy sy eie video, ek wil amper sê, hy het so TV'tjie met, want daai tyd het ons nog hy videotapes, jy weet. VR video's, ja. So hy het nog sy eie analise gedoen, alhoewel hy nog gespeel het daai tyd. Ja. Jy weet, so hy van die begin af was hy in met daai goed, en dan sal hy sê, maar hy het gesien hierdie ding kan werk, of ons moet nie daai ding so doen nie, ons doen dit so. Ja. Jy weet, so nee, hy was van vroeg af al. En terwyl hy nou nog gespeel het ouens ingekoop by dit, as hy Ja, gesê natuurlijk, het, ja. En die coaches, wat het hulle gesê? Nee, hulle het ook, jy weet, want hy kom heeltyd met planne, en dis wat, jy weet, hy vra heeltyd vra, jy weet, as hulle sê, ons moet dalk hierdie doen, ons hulle sê, maar ek stem saam, maar kom ons doen dit eerder so, het gaan dalk beter werk, jy weet, en dis hoekom ons so lekker span, jy weet, almal het ingekoop en insette gelewer, ja, so dit was nice. Het jy al ooit gedink om hom te vra, waar die hel kom jy aan hierdie idee om hierdie analises te doen? Wie sou nou daaraan dink om soos vir jouself te kyk terwyl jy speel? Soos, het jy al vir hom gevra oor dit? Nee, as dit nou nog nie gevra nie, maar ag, jy kon sien dit was sy passie van, jy weet, van daai tyd af. En ek het geweet hy sal in coaching ingaan, en ek het geweet hy gaan baie goed doen, jy weet, so, nee, dis maar 'n passie van hom. En jy weet, soos ek sê, hy's 'n mens, hy like om met mense te werk, en ek dink dis wat hy reg kry, jy weet, om die verskillende groepe en kulture bymekaar te bring in die Springbokspan. Hy doen dit baie goed, ja. Hy het toch al 'n unieke persoonlikheid in hom. Ja, en ek dink dit is nogal ek weet, het jy daai Chasing the Sun? Ja, nee, Chasing the Sun. Hoe was jou ervaring oor dit gewees? Ek het dit kwaai gelyk, jy weet, want die publiek kry nie altyd, jy weet, die sê nou maar in 'n kleedkamer of so nie. Jy weet, en dis maar hoe dit gaan daarso, verstaan. Dit is nie ek het baie daarvan gehou. Omdat ek nou weet hoe dit in 'n kleedkamer is en so, dit is vir my lekker om weer hierdie goeie te sien en te beleef, ja. Het jy in 'n World Cup gespeel? Nee, ek het hom net gemis. Ek het hom net gemis. Ja, ek het sommer net gewonder of jy toe nou ja, dit is nogal baie interessant hoe die dinge gebeur. Enige beserings en goed wat jy opgedoen het in daai tyd? Ag nee, regtig nie. Nee, ek is baie gelukkig. Ag, in Frankryk het ek my skouer seer gemaak en ek het 'n skoueroperasie gehad, maar is nie baie groot nie. So ek is eintlik baie geseënd wat beserings aan betref. Ja, so neem dit. Om 'n bietjie terug te kom net by daai Chasing the Sun. Wat was vir jou nogal, behalwe nou die feit dat jy nou alles bietjie agter dit kan sien, wat was vir jou nogal unieke oomblikke toe jy dit nou tussen 1 en 2, wat was vir jou nogal uniek, of het jy albei gekyk? Ja, nee, ek het. Wat was vir jou uniek in albei gewees wat jy kon sien? Ek het Chasing the Sun 1 baie geniet, jy weet, hy was vir my, ja, ek het hom baie geniet. Ag, en ek dink, wat ek geniet is hoe Rassie met die spelers werk, en jy weet hoe hy elke situasie, jy weet, in elke game benader, verstaan, en dis wat ek nou gesê het, ek dink hulle het teen Japan gespeel, toe sê hy, jy weet, hulle het nie, jy weet, Japan is nie jou aardsvyand nie, so hy moes iets kry om dit persoonlik te maak, om Japan te wen, verstaan, want hy hou daarvan om dit persoonlik te maak, jy weet, die ou het dat gesê, die coach het dit gesê, die ou, verstaan, maar toe hulle teen Japan kom, toe is dit soos, maar wag, hoe gaan ons die manne, jy weet, opgesaai kry vir die game, jy weet, so ja, dit is vir my interessant, hoe hy elke game op 'n spesifieke manier benader, ja. Het jy gesien wat hy doen op Twitter of op X, wat hy dan val hy die eens tonele gaan speel Skotland, dink jy daai tipe van dinge, dit speel so 'n bietjie die ouens? Verseker, ag, en verseker, en dit is wat hom so uniek maak, en ek die mense oor die wêreld like hom, jy weet, hulle hou genuine van hom, en hulle ag hom hoog, jy weet, so, ja. Dit is nogal interessant dat hy 'n doktersgraad ontvang het vir dit. Dit wys jy maar net wat was sy impak geweest wat hy gemaak het, nee? Of nog steeds doen. Ja, hy so is dit is massive. Wat dink jy gaan gebeur as hy nie daar is nie? Dink jy daar gaan iemand sy skoene kan vol staan? Yes, ja, dit gaan moeilik wees, hoor. Dit gaan genuine moeilik wees, omdat hy so, jy weet, hy's op alle vlakke, jy weet, op afrigting,
jy weet mense saam te kry, die familie saam te kry. Hy's baie goed met die refs ook. Ja, dit is moeilik om 'n kompleet hy's amper 'n complete, verstaan jy, dis moeilik om so, ja, so dit gaan moeilik wees. Rassie is nogal hy's 'n baie interessant, soos jy sê, hy's 'n baie interessante karakter, baie goeie coach en so aan, maar wat is jou opinie oor, ek weet daar's nou baie kontroversiële goed, oor die goed wat hy alles aanvang, soos byvoorbeeld die waterdraer situasie, en nou is dit onlangs, dit is so asof wêreld rugby die hele tyd houe wil in, of soos nee, jy kan nie nou dit doen nie, jy, wow. Soos nou met die bomsquad en al daai goed, wat is jou gevoel rondom dit? Ek like dit kwai, want hy verskuif die grense heeltyd, verstaan jy, en hy probeer nuwe goed implementeer, hy het gesien, hy kan water dra tot hulle die reël verander het, jy weet, en nou mag hy dit nie meer doen nie, en dan, jy weet so, hy skuif heeltyd die grense, en ek dink dis hoekom hy so suksesvol is. Maar is dit iets wat hy al gedoen het, al van daai tyd af, wat jy dink, is dit iets wat hy gereeld gedoen het, om bietjie die grense te verskuif, en vra, soos jy sê, hy vra die hele tyd vra. Ja, vra die hele tyd vra, ja. Dis nogal... Nee, verseker, dis hoekom hy so intelligent is en suksesvol is, jy weet, ja, en ek dink hy gaan nog vir lank wees, jy weet, ek dink nie, en as 'n ou nou gaan kyk hierdie jaar wat verby was, jy sien hy het 51 spelers gekies en nog steeds 'n 85% wen rekord. Jy weet, dis ongelooflik. Ja, so nee, ek dink ons rugby is op 'n baie goeie plek, en die jong ouetjies wat deurkom is goed hoor. Ja. Dis baie goed. As jy nou so 'n bietjie gaan kyk teen, jy was mos in Grey geweest, nee. Ja. En as jy nou 'n bietjie, natuurlik volg jy en mos nou 'n bietjie en kyk bietjie na die ouens, en is daar, hoe lyk dit vir jou? Nee, baie goed. Jy weet, die jong ouetjies, ek het so 'n paar keer sommer, jy weet, van die interskoles gaan kyk. Jy weet, nie net by Grey nie, van die ander ouens ook, daar's goeie spelers, en groot en vinnig en hard, jy weet, so ek dink ons rugby is op 'n baie goeie plek. Ja, dis op 'n baie goeie plek. En wat dink jy is die rede daarvoor? Wat dink jy? Dink jy dis goeie voorbereiding? Dink jy dis die nuwe manier? Kom ek sê vir jou so. Toe ek op skool was, ons het nie regtig 'n gym gehad nie. Jy moes jou eie, jy daar in 'n kamertjie probeer om 'n gym bymekaar te hê. Daar was nie sulke goed nie. Nou as jy gaan kyk, van die skole het hulle eie fitness center, conditioning coach, en ons het nie daai goed gehad. Nou, ek is nou nie so oud nie, maar ons het nie daai goed gehad nie. Dink jy daai is 'n rol in dit? Nee, verseker. En ek dink die ding is, jy weet, omdat daar seker nou maar so baie geld in rugby is, jy weet, so almal wat 'n talent het of wat redelik goed is, wil graag bo uitkom, jy weet, so die ouetjies werk genie en hard van jongs af. Ja, so ek dink dit speel 'n groot rol. Dink jy dis 'n goeie ding op 'n manier, of dink jy dit het bietjie negatiewe effekte in terme van dat ouens dalk bietjie te erg is op die reëls en op die refs en op die dinge op skole vlak, of? Dit is vir my moeilik om te antwoord, jy weet, want obviously elke ou wil die beste wees wat hy kan wees, of elke skool wil die beste wees wat hy kan wees, jy weet, so die kompetisie gaan altyd daar wees, en hoe sterker die kompetisie, hoe meer seker, jy weet, sal daar sulke vrae gevra word, of jy weet, as daar nou, so ek dink net, jy weet, want presies wie jy sê, even in my tyd, ons het nooit gegym of daai goed nie, en die ouetjies nou, jy weet, hulle staan al voor skool op en werk hard. Ek dink is maar ouetjies wat 'n doelwit het om bo uit te kom. Dink jy dis 'n gesonde benadering, of dink jy dit is nie heeltemal, hoe is jou gevoel rondom dit? Ek dink is 'n gesonde benadering. Dink jy so? Ek dink so. Ek voel nie so nie, of dink jy dis... Dit is nogal baie kontroversieel in 'n sens. Ek dink my gevoel is net ouers raak dalk bietjie soms te wat van die ouetjie wat nie, dit is dalk nie heeltemal sy passie nie. Maar en jy kry daai gevalle wat die ou is blerry goed met rugby, maar dis nie iets wat hy wil doen nie. Nee, dit is jy weet, hy wil, ek bedoel, ek het nou die dag met ouetjie gepraat, ou Makwas, en hy het gesê hy wou niks weet van boerdery af nie. Hy het nie belang gestel nie. Hy wou pas en draer gaan word en goed. En op die einde van die dag hy boer. Hy boer, nee. Maar dis nie noodwendig wat hy graag wou gedoen het nie. So dalk in daai opsigte dink ek kan dit nogal bietjie kontroversieel wees. Ek hoor wie sê, jy weet, soos ek het nou die dag vir 'n ouer gesê, weet, dis belangrik as die gogga jou byt, laat hy jou kind byt. Hy moet jou nie byt nie. Verstaan, soos ek forceer nie my kinders hulle doen goed in sport, maar ek forceer hulle nie.
En ek hoor presies hoe jy sê, ou kry daai ouer wat sy kind druk teen spyte of teen koste van, ja. Van goeders. So ek dink in daai aspekte is dit dalk so 'n bietjie moeilik, nee. Mens moet daai balans hê van dat jy moet jou kind toelaat om ek sê al daar's so 'n ding wat almal sê, toets alles en behou die goeie, nee. Verseker. So dis dalk 'n unieke benadering rondom dit, maar ja, dis maar net my opinie. Ek is nou nie 'n kenner op dit nie, maar ja, dis interessant om te sien hoe die ouers en as 'n mens hierdie goed sien wat langs die veld gebeur en hoe ouers is nogal interessant, nee, dit is so. Ag en dit ja, alles speel maar 'n rol, maar ja, dis belangrik om jou kind jy weet, ondersteun hom, maar moet hom nie dooddruk of so nie, ja. Ondersteun hom waar hy moet. As dit iets is wat hy wil doen, support en gee vir hom die hulp wat hy nodig het en so aan. Ek dink daar's nogal 'n baie fyn lyn tussen hoe dit moet, en dit kom maar by jou parenting skills op die einde van die dag, nee. Ek dink ouers moet 'n groot verantwoordelikheid dra wat dit aanbetref. Gerrie, is daar 'n boodskap of vir die jonger ouens wat dalk nou wil inkom by die rugby en so aan, wat jy dalk vir hulle wil gee? Is daar enige boodskappe, enige iets wat jy... Ag, weet jy wat, ek dink, werk maar net hard en bly nederig en jou kans sal kom, verstaan, elke ou, en dan obviously, as jou kans kom, moet jy reg wees om hom aan te vat, jy weet, moet jy of reg wees om hom te gebruik. Ek dink dit is die groot ding, want dis maar wat ek nou gesê het, jy oefen dalk vir 'n jaar en jy kry nie kans, of jy kry nie speelkans, dan raak jy moedeloos, hou net aan, en die dag as jy hom kry, jy weet, dan weet jy is reg, dan kan jy hom vat. Ja, so dis maar eintlik al. Is daar so iets by jou wat as jy nou 'n bietjie terugdink, is daar iets wat jy dink jy sou anders te gedoen het in jou loopbaan? Nee, ek dink nie so nie. Nee, ek dink dit wat ek gedoen het ek voluit gedoen en reg gedoen. Nee, ek sou nie iets verander het hoe ek gedoen het of so nie. Ja. So dit was jy's jy's happy met hoe dit uitgedraai het. Baie happy. Ag, ek onthou toe ek Frankryk toe was, het ek 'n 2 jaar kontrak gehad en toe het ek omtrent 6 maande daar gespeel. Toe kom die afrigter my toe sê hy wil my graag nog langer teken. Toe teken hulle my vir 3 jaar en toe ek daar teken, toe sê ek vir my vrou ek maak daai dag klaar. Jy weet, so ek het amper 4 jaar voor die tyd geweet wanneer ek gaan klaar maak. Jy weet, so dit is ook nogal nice. Jy weet, laat jy nie ewe skielike besering kry of ewe skielik word jou kontrak dalk gestop of nie. So dit is, ek dink dit het vir my baie vrede en rustigheid gegee, weet, so ja. Sê gou 'n bietjie vir my, en dan nou uit 'n boerdery perspektief uit, nou daar's baie uitdagings en ek weet dit is nou nogal 'n challenge vir sommige ouens in hierdie bedryf en so aan, maar wat 'n boodskap wil jy graag vir Suid-Afrikaners en mense wat nou wil in die boerdery of wat reeds daar is en hulle moet hulle paas ondersteun of so, wat sê vir daai ouens graag wou sê? Yes, ek dink is maar dieselfde by die rugby, nee. Doen net elke dag jou ding wat jy moet doen, werk hard, wees nederig en dan dinge sal uitwerk. Die dinge sal uitwerk. As 'n ou reguit en eerlik loop en reguit en eerlik werk, dan jy weet dinge sal vir jou uitwerk. Dis ja, dit is maar, ek weet nie of dit 'n simpel boodskap is nie, maar doen net elke dag jou ding en dan jy weet die dinge sal regkom. Ek dink soms die eenvoudigheid van dinge is die makliker. Nee, dit is so. Ja, ek dink dis nogal. Wat is een ding wat jy reken mense hulle het 'n bietjie 'n miskonsepsie oor jou? Ja, ek is eintlik 'n stillerige ou, jy weet, ek praat genuine nie baie, jy weet, ek hou van mense, jy weet, wanneer ons byvoorbeeld sien ons boerevereniging afsluiting braai het, jy weet, ek kuier saam almal lekker, maar ek is 'n stillerige ou, jy weet, ek neem nie gesprekke oor of jy weet dit gaan nie oor my nie, jy weet, ek is maar daar in die agtergrond rond en wat laat jou daai benadering hoekom het jy besluit op daai benadering? Is dit voel jy dis maar jou persoonlikheid is? Ja, ek dink is maar my persoonlikheid. Dis maar hoe ek is, jy weet. So jy wil nie laai, soos ek weet, dis die eerste ding wat jy vir my gesê het, ek vir jou vra om te kom kuier, dis die limelight is nie altyd vir my nie, maar ja, ag interessant, ons het daai tyd met die rugby het ons hierdie persoonlikheidsanalises of toetse gedoen, jy weet, nou my persoonlikheid lê so op die tussen 'n introvert en 'n extrovert, jy weet, so ek kan stil raak en jy weet rustig wees en ek kan ook, jy weet, as ek moet kan ek nou extrovert toe gaan, jy weet, so maar jy weet ek is maar
Ja, ek is 'n rustige tipe mens van nature, jy weet, ek spring nie te veel op en af en swaai te veel arms nie, so ja, en ek dis maar ook die lewe benader ook lekker rustig en doen maar net jou ding en gaan aan. Sê 'n bietjie vir my, dis my baie interessant, né? Dis my baie interessant dat jy dit nou so stel, maar dink jy toe jy groot geword het op die plaas het dit 'n gedeelte van dit gehad? Is omdat 'n ou jy's bietjie meer afgesonder, bietjie meer jou eie ding, jou eie mission daar op die plaas, dink jy dit het 'n gedeelte? Ek dink dit het elke rol gespeel. Ek dink ja, ek sou sê dit het elke rol gespeel. Ag, en natuurlik my pa ook, hy's ook 'n rustige tipe mens, jy weet, min goed omstel om regtig, jy weet, hy doen maar net sy ding en gaan aan, jy weet, so ja, dit is maar... En hy boer ook vandag, ja, hy boer en dan hy en my broer het hulle bou krale en store en sulke goeders, jy weet, so hulle doen baie goed. Ja, maatskappy wat doen, hulle doen baie goed en hulle werk wyd jong reg oor Suid-Afrika, ja, so hulle doen baie goed. Maar wat het hulle dit besluit om dit te doen? Ja, my pa kry daai van my oupa grootjie af, jy weet, daai bou en goeders en my broer het weet en hy verskriklike goeie krale wat hulle opsit en baie bekende stoetboere, jy weet, reg oor Suid-Afrika wat hulle baie netjies se krale van hulle dienste gebruik maak en so aan. Doen hulle store en sulke dinge en so store en krale. So dis eintlik 'n half konstruksiemaatskappy. Konstruksiemaatskappy. Ja. Nee, dis nogal, dis baie uniek. En dan boer hulle ook nou saam met dit, né? Ja. En hulle hoe pas dit in die prentjie en wat doen hulle alles op die boerdery? Gemengde boerdery? Nee, is ook maar net beeste. Ook beeste. So die roete wat julle maar gekies het is almal het maar meer 'n passie vir die beeste as vir die saaiery. Ja, my ander broer saai, hy saai, ja, so nee, hy like vir die saaiery kwai. So. En jou ander broers ook saam met jou rugby gespeel of nie regtig? Ja, ons het nogal almal, ons is 5 broers. Ja. My 5 broers? Ja, ons is 5 broers. My magtig. Ja. Ek dit nie, dit is nou interessant. Ja, so jy weet, dit is nou ek, my ander broer Lodi, jy weet, hy 2 jaar SA onder 21 gespeel en so, hy was ook by die Bulle, hy het by die Griekwas gespeel, hy was ook oor see gewees. Ja. En dan my kleinbroertjie SA skole fullback, jy weet, heel agter gespeel, ja, so ons... Talentvolle met die rugby, nee, vinnige voete. Ja, dink jy, dit is die plaaslewe wat dit veroorsaak? Ag, ek dink so, gene speel maar 'n groot rol, jy weet, my ma en pa was albei baie goeie atlete gewees, jy weet, hulle, my ma het SA's gehardloop en my pa het hoog gespring, jy weet, SA's hoog gespring, so ja, dis maar... Is dit iets wat jy vir jou dogters en vir jou is dit wat jy sien jy dat hulle eendag dalk miskien in daai selfde ook so sportief en soos wat jy kan jy dit nou al optel of sien? Ja, kyk, hulle is baie sportief. Albei my dogters is eers onder die eerste 3 gerank in Suid-Afrika wat 800 en 1500 is. Yeah. En dan ja, hulle werk Jenny en hard. En ek sien dat hulle na skool ook nog gaan aanhou hardloop. Jy weet, hulle wil dit graag doen. So hulle is baie goeie atlete. En dis die dissipline waarvan ek gepraat het. Eers, jy weet, baie keer, jy weet, as dit so warm is soos nou, jy weet nou self Bloem was ook nou 40 grade. Ja. Jy weet, daai 2 trek hulle tekkies aan, dan gat hulle, jy weet, dan sit bulte, dan sleep hulle tyres, dan jy weet, maar alles sommer hier op die plaas, jy weet, en dis vir my ja, dit is vir my lekker. Dis lekker, hulle werk Jenny en hard, so ek is dankbaar. En jy het 'n seun ook, nee? Ja, ek het 'n seun, hy gaan nou graad 6 toe en ek sien hy geniet die spansporte en hy's baie goed met cricket en rugby. Cricket en rugby. Ja, en so ietsie anderste wat hy ook dalk goed in tennis of Nee, hy doen maar net daai twee. Daai twee, ja. Ag en ek kan sien hy het baie sport in hom, jy weet, so ons sal nou maar sien hoërskool se kant toe waar die mannetjie wil hy heen gaan en so, maar ja, ek is bly dat hy nie hardloop soos die 2 sissies nie en dat hy spansport doen, jy weet, ek hou baie daarvan. So nee, ons ondersteun hom waar ons kan en jy weet, hy's nou baie goed in cricket en snaaks genoeg, ek het ook bietjie op die laerskool cricket gespeel, maar ek weet byvoorbeeld nie hoe werk 'n cricket pitch, jy weet, as hulle nou, want hy's kaptein ook. Jy weet nou, as hulle moet lood, jy weet, hy sal nou gaan en dan sal hy nou sê, jy weet, maar hy dink ons moet eerste golf of eerste bat, ek weet nou nie, jy weet hoe dit werk nie, maar jy weet, hy vra, cricket vra nou weer, jy weet, en jy weet, dis vir my baie interessant, en ek hou daarvan, ja. Dit sal super cool wees as mense so eendag op die TV sien en sy pa het altyd rugby gespeel, maar hy gaan speel vir Suid-Afrika en hy moker daai balle soos AB en daai ouens. Ja. Dit sal flipping cool wees. Ag, wat interessant is, hulle het nou hierdie wat IPL in Bloemfontein gespeel, mos daai reeks waar almal, jy weet, sommer sulke de mekaar spanne van al die skole saam, sulke
En ja, hy was nou cricketspeler van die toernooi, jy weet, beste bowler, Regtig? ja, beste bowler, beste veldwerker. Jy weet, so hy geniet dit kwai en hy doen goed, jy weet, hy werk ook hard daaraan, so ja, dit is vir my baie lekker. Dis super nice. Ja. So nee, ou Gerrie, ek sê vir jou baie dankie dat jy bietjie saam met ons gekuier het. Dankie vir die geleentheid. Ag, dankie, dit was vir my baie lekker. Ek het dit nou regtig geniet. Dis 'n plesier en ek hoop regtig vir ons kan in die toekoms dalk weer 'n bietjie iewers te gesels Julle en is so baie en so. welkom. Ja, ek waardeer. 100% baie